Tyd is altyd belangrik. En ons lewe binne ruimte, tyd en alles. Want God is buite ruimte en tyd, maar hy het vir ons tyd gegee. En dit is so belangrik dat ons 'n bietjie kyk wat sê die woord van die Here oor tyd. En jy weet mos hoe belangrik dit is as jy jou bel en sê, jy is nou Moedersdag en sê, die baba is gebore. Een van die eerste dinge wat hulle vra is, hoe laat? Hoe laat? As iemand oorlede is, dan vra hulle, wanneer, hoe laat? En dan word die tyd ingeskryf. Wanneer hy gebore is, die tyd. En dis natuurlik skriftuurlik, want die Bybel sê, daar is 'n tyd vir alles. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Dis ons almal se pad, as die Here Jesus vertoef om te kom, gaan 100% van ons sterwe. Dis 'n feit. Daar gaan die uur kom wanneer agter ons naam ook ietsie geskrywe is, en daar sal 'n uur aangeteken word. Nou ja, ons lewe in die belangrikheid van tyd. En ek dink natuurlik aan die uur, as jy uitnodiging uitstuur vir die troue, dan vra hulle hoe laat, dan sê 3 Saterdag, of wanneer ook al. Of, as jy moet afskeid neem, wanneer gaan jy ry, die vliegtuig gaan vertrek, hoe laat moet jy daar wees? Daar's 'n tyd. En ek weet of jy nou 1/2 minuut laat is vir die trein, of 'n halfuur laat is vir die trein, as jy laat is jy laat. Want daar was vir jou tyd gegee, waarop dinge gaan gebeur. Tyd dui dan iets spesifiek aan, maar tyd kan ook 'n tydperk aanteken, 'n gebeure wat kom. Ek meen, dis die tyd van gebore en groot word, is die tyd van jou skooljare, is die tyd van jou opleiding, is die tyd van jou werkaanstelling. Al daai goed is belangrik, dit dui op 'n spesifieke uur of 'n spesifieke ruimte van jou lewe. En nou sien ons dat God werk altyd met tydlyne. Die hele Bybel is ingedeel, jy sal dit sien. Ons praat van die voortyd, ons praat van die tyd tot op Noag, en die tyd tot op Jesus, die tyd tot by wederkoms, en dan is daar gepraat oor die tyd wat gaan kom. Die 1000-jarige vrederyk, en ek dink ons is baie naby aan daardie laaste ruimte van tyd, maar alles het sy tyd, sê die woord van die Here. En nou, 91 keer kom die woord uur in die Bybel voor. Ek dink net 2 keer in die Ou Testament, die res is alles in die Nuwe Testament. Dit dui op, Jesus sê vir hulle, jy nie net 1 uur om saam met my te waak en so. En daar is wonderlik word gepraat oor 'n uur. Maar Johannes, wanneer hy skryf, ons in die eerste 3 evangelies van die Nuwe Testament, Matteus, Markus en Lukas, praat ons van die sinoptiese evangelies, almal wat praat oor die geskiedkundige gebeure en alles iets spesifiek wat kom in die tydlyne van Christus se geboorte, en sy lewe, en alles wat hy gedoen het, en uiteindelik die kruisiging en so. Maar wanneer Johannes dit skryf daar op Patmos, dan wy hy een van die grootste dele van sy boodskap aan die laaste tyd van Jesus se lewe. Hy wy 'n klein gedeeltetjie wanneer dit begin met die evangelie volgens Johannes aan die eerste gebeure wat Jesus gedoen het, die eerste wonderwerk by Kana, die bruiloft wat ek oor laasweek gepraat het. En dan wy hy vanaf hoofstuk 12 tot aan die einde. Wy aan 'n baie kort tyd en daai van hoofstuk 12 tot hoofstuk 17, 18 en 19, die kruisiging en al die goeders, is alles oor 1 naweek. Dis die intog van Jesus in Jerusalem. Dit is die laaste Paasfees. En dan is dit die gevangenisneming, die tyd in Getsemane, die kruisiging, die opstanding, sy verskyning aan die disippels. Dit 'n groot deel by Johannes aan daai laaste ruimte. En dan begin hy by die bruiloft te Kana in Galilea, wanneer sy ma vir hom sê, hier is nie wyn by hierdie troue nie. Ek het laasweek met die daaroor gepraat. En dan verander Jesus water en wyn, maar as sy ma by hom kom en sê, jy en jou disippels nou hier naartoe genooi, maar hier is julle vriende of wie ook al, maar hier is nie wyn nie, jy moet iets doen. Dan sê hy vir haar iets baie treffend.
Hy sê hier in Johannes 4, 2 vers 4, hy sê, vrou, wat het ek met u te doen? Hy sê, my uur het nog nie gekom nie. Hierdie uur waarvan Jesus praat, dui op die begin van sy bediening. Hy verduidelik vir haar iets het verloor geraak binne in sy woorde wat hy sê, my vrou, wat het ek met u te doen? Dit is, hy praat met sy ma, wat onthou, sy presies geweet wat gaan gebeur. Sy presies geweet. Die engele het vir haar gesê, by sy toewyding het die profeet het vir haar gesê, die tempel, wat met hom gaan gebeur, dat sy vir haar, my tyd, waarvan jy weet, die einde van die tyd, het nog nie gekom nie. Dis nou net aan die begin, dis die ontplooiing van my bediening nou eers. Ek begin nou eers op die laaste fase. Hy gebruik hierdie woorde, my uur het nog nie gekom nie, dat hy kyk na die tyd vorentoe. En as hy dan water en wyn verander, dan dui dit op wat sou gebeur het op Golgotha ook. Ek het laasweek daarby stilgestaan. Maar hier wys hy beweeg nie volgens menslike druk nie. Selfs nie sy ma se druk nie. Jy weet, as 'n ma vir 'n kind gekyk het, dan weet sy, nou kan sy maar lag of speel, of nou moet sy toepstil bly. Ek weet die ma's het mos sulke spesiale oë. Hulle kan ook sien wanneer die kinders verkeerd doen, alles die deur toe. Hulle weet ma's is so spesiaal. En dan kom Maria, sy kos nou vir Jesus groot gemaak. En dan sê sy vir hom, jy moet iets doen, en sê, wow, jy verstaan nie, ek is nie meer in die huis nie. Ek begin met 'n nuwe fase van my lewe. Ek is nog nie die einde van dit. My tyd is volgens God se plan, en so sy wonderwerke en tekens begin nou, maar dis nog nie die volle openbaring nie. Die ware doel lê nog vir hom voor. Tog doen hy hierdie wonderwerk as voorskou van die uur wat sou kom. En dis nou vir my treffend in die evangelie volgens Johannes word vanaf die begin van Jesus se bediening elke keer 'n nuwe fase aangedui met die uur. Oralste word die uur gebruik vir ander gebeures, in die ander evangelies en in die briewe wat geskrywe word, maar in die fase van Jesus se bediening word aangedui met 'n uur wat begin. Dis nou, Kana begin sy bediening, en dan later verder. En dan sien ons, as Jesus in Jerusalem is, en hy is besig om lering te gee daar in die tempel, dan sien ek daar gebeur konflik, en hulle redeneer met hom, en wil hom doodmaak. En daar in Johannes 7 vers 30, sê hulle, toe probeer hulle om hom gevange te neem. En niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het. Dit dui dat dis nog nie die voltooiing van sy bediening. En dan gaan hy verder en hy praat met hulle hierso. Die tyd is nog nie hier nie. Hulle probeer hom vang, maar hulle kan dit nie regkry nie. Hulle wil hom doodmaak, maar hulle kan dit nie regkry nie. Dit beteken sy lewe is onder God se beheer en nie mense se nie. Dit is so belangrik dat ons dit sal weet. Ons lewe is ook onder God se beheer en nie onder mense se nie. Mense kan vir ons sê wat gebeur, mense kan ons help, mense kan ons beplanning help, hulle kan vir ons wys vir die toekoms, ons ouers kan ons leer en so, maar ons lewe, as ons die Here aangeneem het, is 'n Godsaak. Ons tyd, vakke wanneer ons gaan, is 'n Godsaak, dit is so belangrik. Hulle probeer hom vang, maar niemand kan hom gryp nie, want die Here sê is nog nie sy tyd. Ek dink aan wanneer hy in die tempel onderrig gee, daar in Johannes 8 vers 20 sê, dan wil hom weer vang, want hy praat oor hy is die seun van God, hy praat oor sy bediening, hy praat oor die wonderlike dinge, en dan is die klomp fariseërs van kwaad, en dan in vers 20 sê, niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Weereens, daar is 'n hemelse raamwerk aan sy bediening gekoppel. Die kruis was nie 'n ongeluk nie, broer en suster. Dit was beplan. En
Jesus praat van die begin van sy bediening af daarvan. Baie mense dink dat Jesus moes anders opgetree het. En baie mense het al vir my gesê, maar pastoor, kon hy nie maar net vergewe het of dit, nee, God het 'n plan gehad. Jesus het geweet wat is die plan. En hy het geweet wanneer dit tot volbring moet word. En daar's 'n tyd en ruimte aan dit gegee. En dit is so belangrik, daar is 'n keerpunt, die uur het nog nie gekom nie. Die aankondiging vind plaas. In hoofstuk 12 vers 23, wanneer hoofstuk 12 nou plaasvind, die intog in Jerusalem op jou eseltjie, en die feesgangers roep uit, Hosanna, Hosanna, en almal op kroon as koning. En dan, wanneer Jesus na daai toneel is, dan bid hy en hy praat met sy disippels. Hy praat nie nou meer in sirkels met hulle, met verhale en so nie. Hy praat direk met hulle. En dan sê hy vir hulle in Johannes 12 vers 23 hierdie woorde. En daar het nou 3,5 jaar verloop, wat hy sê, my tyd het nog nie gekom, julle kan hom nie vang nie, want sy uur het nog nie gekom nie. En dan sê hy, in Johannes 12 vers 23 sê Jesus vir hulle, daai net voor die Paasfees, die uur het gekom, dat die seun van die mens, dit wat hy om homself verduidelik het, verheerlik moet word. Jesus sê vir hulle, dit waaroor ek die afgelope 3,5 jaar met julle gepraat het, dit het nou aangebreek. Ek meen, vat jouself, jy hoor, jy gaan iewers heen, of jy het 'n spesiale afspraak, en die vrou is wat nou gereed gemaak het vir die trou, weet mos nou, julle, toe daar beplan was, julle gaan trou, en hy het vir jou gevra, en alles was gereed gemaak, en daar was gewerk, en uitnodiging kaartjies, en plekke kaartjies is uitgewerk, en alles is beplan, en die feesgeleentheid, en die plek is bespreek, en almal is opgewonde, en dan skielik is die dag daar, en dan wonder jy, is alles reg, en dan is jy so gespanne. Ek sê altyd vir die bruide, jong, ek wag net 'n kwart. Jy weet nie kan jy gaan trou. As jy later as 'n kwartier is, gaan jy weer pastoor op die kansel kry. Ek het dit dan ook nooit gedoen dat ek het gelos het nie, maar ek kan nie verstaan nie. Hulle weet dat hy wel 'n jaar voor die tyd, of langer, maar daai dag is daar nog goed wat hulle sê. Die uur is hier, maar wat nog van dit? Hulle wil so half teruggryp na wat hulle nou moet agterlos. Praat ek die waarheid, susters? Gaan dit julle oor sien? Ja, julle weet presies waarvan ek praat. Daar is asof skielik, as die uur al gebreek het, dan weet jy, ek kan nie omdraai nie. Dis wat Jesus vir hulle hierso sê. Die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Daar in die begin sê hy, my uur is nog nie daar nie. As hy deurgaan, dan praat hy oor die uur, wat hom nie kan vang nie, want sy uur het nog nie gekom nie. Alles het gedui, by sy eerste wonderwerk, die water en wyn, dui op, dis my liggaam wat vir julle, my bloed wat vir julle gestort word, my liggaam wat vir julle gebreek word, die wyn wat sou kom, as 'n tipe van sy bloed. Daar by sy eerste wonderwerk, praat hy al van die eindtyd. Die reëlings is getref om sy kerk te stig. Die reëlings is getref om 'n nuwe dispensasie in te lei. Die reëlings is getref dat hy hierdie wêreld gaan verlaat, dat hy 'n nuwe verbond gaan sluit. Eers was dit Israel as sy volk, nou is dit die kerk wat moet kom. En dan sê Jesus, die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik word. En van daai oomblik af verander alles. Dis in hoofstuk 12, en dan in hoofstuk 13, hoofstuk 12 vers 27, ekskuus tog, sê hierdie woorde, wanneer hy met hulle praat in daai uur, wat hy besef, hy gaan sterf, en hy besef dis vir hulle, dis nou die tyd, dan sê, en nou is my siel ontstel, en wat sal ek sê, Vader, red my hierdie uur, maar hierom het hierdie uur gekom, hy sê, ek kan nie omdraai nie, dis tyd om te sterf. En dan praat Jesus van sy menslikheid. Want hy was seun van God, maar hy is ook seun van die mens.
Hy sê, my uur het gekom waar ek verheerlik moet word. Dit moet 'n blye oomblik wees. Maar tog is hy diep ontstel. Hy sê, my siel is ontstel. My menslike deel is ontstel. En wat sal ek sê? Vader, red my hier uit hierdie uur. En as ons hom in Getsemane kry, dan is dit presies wat hy bid. Laat die beker vir my gaan, maar nie my wil nie, maar U wil geskied. Die uur het gekom. Jesus weet, die reëlings is getref. Die bruid is gereed gemaak. Die disippels is toegerus. Al die beplanning is reg. En nou stuur hy vir sy disippels om die plek te gaan gereed maak vir die laaste fees wat hy saam met hulle gaan hou, die laaste Paasfees. En dan Johannes net voordat dit dan gebeur, dat hy begin met die laaste Paasfees, in Johannes 12 vers 31 sê hy die woorde tot 33. Nou is die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word. Hy sê die uur het gekom dat ek verheerlik moet word. Ek is ontstel, maar hy sê ook vir hulle, dit waarvan ek met julle gepraat het, dit wat gaan gebeur, dit is nou die oordeel van hierdie wêreld. Dit gaan volbring word op Golgotha. Dit gaan volbring word in my dood. Hy sê, nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word. Hy weet, hy het met hulle gepraat, en die Hebreërs herhaal dit, dat die mense is bang vir die dood, want die Satan het die sleutels van die dood en die doodryk gehad. Dit was mag wat aan hom gegee is, maar wanneer Jesus opstaan, dan sê hy vir Johannes op die eiland Patmos, voordat Johannes hierdie skryf, onthou hy dit, hy sê, kyk, ek was dood, ek lewe, ek het opgestaan, en ek het die sleutels van die dood en die doodryk, en dis waarna hy verwys, sy oorwinning, waarin die doodryk wat gaan kom, wanneer die duiwels met al sy magte gewoon bloot gaan word, en die gesag van Satan weggeneem word. Hy sê, nou is die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Die Engels sê, and if I be lifted up, will draw all men unto me. Beteken dit wanneer hy gaan gekruisig word. Hy sê, dit het hy gesê om aan te dui, hoe danig dood hy sou sterwe. Hy sê vir hy verbind die oorwinning oor die sataniese magte, direk met sy kruisiging. Hy sê, die uur het gekom, dat ek verheerlik moet word. Die uur, ek kan nie omdraai nie. Dit wat ek vir julle voorbereid op, dit gaan nou gebeur. Dis die voltooiing van die dispensasie. Dit waaroor ons lank al gepraat het. Dit wat ek julle vertel het. Dit waarmee ek julle toegerus het. Hierdie uur het nou gekom. Die volle betekenis van die uur is die volle betekenis van sy liefde. En dan beweeg hy die oppersaal in, waar hy die laaste Pasga met hulle gaan vier, die laaste avondmaal. En dan in Johannes 13, onthou ek het nou gevat vanaf Johannes 2 reg deur 7, 8, 12, oor ons te praat van die uur van Jesus wat sou kom, duidende op die kruisiging. En dan in hoofstuk 13, wanneer hy gaan laaste keer saam met hulle fees vier, hoofstuk 13 vers 1, en voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader. En omdat hy sy eie mense die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het, tot die einde toe. Jy sien ons beweeg hy die laaste oomblikke in. Hulle sit op die feestafel, hulle het ver geloop, en dan vat hy, haal hy sy boorkleed af, hy vat die handdoek en hy begin hulle voete was. Jy ken die verhaal. En dan gebeur die feestgeleentheid. En dan gebeur sy laaste woorde daar, wat hy sê, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Dis my bloed, dis die Nuwe Testament, my bloed wat vir julle gestort word. Hierdie uur bring hy, en hy vertel vir hulle, die uur het aangebreek waarin ek verheerlik geword. Die oomblik kom nader, daar is nie meer omdraai. Ek is besig om die laaste goed in plek te skuif. Hy sê, en ek lees dit weer vir, en voor die fees van die Pasga het Jesus, hulle is nou klaar die oppersaal, en voordat hulle begin eet, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy hierdie wêreld sou oorgaan na sy Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. Hierdie is 'n onveranderbare,
ononderhandelbare element van Jesus se lewe en sy sterwe. Liefde gedrewe om deur die uur te gaan. Wat voor hom lê. Jesus het geweet dat sy uur gekom het en het hulle lief gehad tot die einde toe. Die uur waarvan hy hier praat, was die kruisiging, waar volmaakte liefde en totale openbaring geplaas het. En as hy klaar met hulle die gesprek gehad het, en net voordat hulle die loflied sing, net voordat hulle die laaste loflied sing, ek kan gaan lees daarvan in die ander evangelies ook, wat hulle dan Getsemane toe stap, staan Jesus op, en hy begin 'n gebed. En ons noem dit sy hoërpriesterlike gebed. En iemand het toch gaan lees by die huis asseblief. Iemand Johannes 17 gaan lees. Iemand onthou, sy uur het gekom, hy sit saam met sy disippels, hy praat met hulle, Judas het uitgegaan, hy gaan om hom te verraai, hy gaan 30 silverstukke vir hom kry, alles is daar staan Jesus op. Het is in Johannes se hart gegraveer, as hy hoor hoe Jesus bid. En hy bid daar in Johannes 17 vers 1 en 2, jy moet toch die hele gebed gaan lees, thuis asseblief. Die gebed van Jesus vir sy disippels. Dit het Jesus gespreek, en hy sy oë na die hemel opgehef en gesê, hoor wat sê hy vir die Vader, Vader, die uur het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee, sodat hy almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Jezus sê, Vader, ek gaan die bruidskap betaal, waarvan ek laasweek gepraat het. Jy sal het onthou, die bruidskap word gegee, en dan is daar die tydperk wat verloop waar hy die plek voorbereid. Maar nou bid hy sê, Vader, die uur het gekom, verheerlik die Seun, sodat die Seun u ook kan verheerlik. Vader, dit wat ons bespreek het, dit wat ons beplan het, daar is nie meer omdraai nie. Ek het hulle lief tot die einde toe, sodat ek vir hulle kan gee die ewige lewe, almal wat u vir my gegee het. En dan, as jy verder in daai gebed gaan lees, dan hoor ons hy bid oor die eenheid met die Vader, en hy bid in die kerk, sy disciples een met mekaar sal wees, en dan bid hy vir ons. En hy hoor priesterlike gebed, en daai uur, die oomblik, wanneer hy bid hy vir ons, die mense wat deur die disciples se boodskap tot bekering sal kom. En dan as ons na die sendbriewe gaan kyk, dan sien ons dat Jesus het die kruis verdra, die skande verag, en vir dit wat vir hom voorgehou was, die prys wat vir hom voorgehou was, die redding van die siele, het hy die dood Jordaan deurgegaan, sodat u en ek ook gered kan word, want hy het ons lief gehad tot die einde toe. Die uur wat hy van praat, sluit hierin. Die kruis, die opstanding, die hemelvaart, die heerlikheid van die Vader. Wat beteken hierdie uur nou vir ons gebore? Dit is nie net een moment nie. Dis nie 9 uur of so nie, alhoewel die evangelies, die progressie van die Goeie Vrydag, waarvan ons sê Goeie Vrydag, maar vir Jesus was dit 'n smartlike Vrydag. Hy was laasdag geestelik geslaan, en vernederig gespoeg en goeters, en dan word hy uiteindelik met die kruis dra, na Golgotha toe. Hierdie kruis, die uur, die omsluiting van die einde gebeure, die uur wat oor dae gestrek het, dit word gedra, en sy bloed word gestort. Die wyn en water en wyn word die wyn sy bloed vir een vir my. Die uur dui op die kruis, waar hy die sonde gedra het, maar die uur dui ook op sy oorwinning. Onthou wat ek vir gesê het, dat die wêreld na die oorwinning daar buite toe gedryf word. Die uur dui op sy oorwinning, oor graf, hel en dood.
Die uur dui op sy verheerliking, die opstandingsmoment, die triomfanklike moment waarin hy opstaan. Die uur dui op 'n nuwe dispensasie wat ingelei word. Dit dui op die bruiloft beeld wat kom. Dit Kana, dit was die begin van hierdie inleiding van hierdie bediening, van die uur wat begin het, wat voltooi was by sy hemelvaart. En nou wag ons vir die nuwe uur, die uur van sy weerkoms, wat binnekort gaan gebeur. Dis 'n belangrike lyn wat gevolg word. Ons kan dit as volg opsom. Johannes hoofstuk 2 tot hoofstuk 8. My uur het nog nie gekom nie. Dan hoofstuk 12, die uur het gekom. Dan hoofstuk 13 tot 17, die uur word ontvou. En dan in hoofstuk 19, die uur is voltooi. Wanneer Jezus op die kruis sê, dit is volbring. Wanneer al die gaste in die bruilofsaal sit, of in die kerk sit, en almal sit en wag, en die oomblik, as daai note speel, druk op ons, die oomblik is jou soek, die uur het gekom. Dis volbring. Die bruid is hier, en almal staan om, en almal draai om, en almal sê oeh, en die bruidegom kyk vir sy plek. Die uur het gekom. God werk volgens sy uur, nie ons druk nie. Die kruis was nie 'n tragedie nie, maar 'n doelgerigte gebeure, beplanning en afspraak wat God met die wêreld gemaak het, sodat die dispensasie van die Ou Testament in Israel kan inlei na 'n Nuwe Testament, sy kerk, en die nuwe boodskap wat hy vir ons bring. Sy kruis was nie 'n tragedie nie, dit was doelgerig. Jesus se grootste heerlikheid is sy selfopofferende liefde. Hy het 'n lief gehad tot die dood toe, tot die einde toe. Hy het 'n uur vir ons bepaal. Ons het nou geleer van sy uur. Maar hoor wat sê Jesus in Johannes 5. Wanneer hy met die mense praat, 'n oomblik staan hy stil. En hy praat oor ons tydelikheid, dat ons gaan sterwe en sal opstaan. Hoor wat sê in Johannes 5 vers 28. Sê hierdie woorde. Wanneer hy praat oor die toekoms, dan sê hy, moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, ek het vir julle gesê, ons almal sal dalk in die graf wees, hoe jou graf ook al gaan lyk, maak nie saak. Want die skrif sê die see het sy dooies gegee. En die grafte, maak nie saak hoe hy gaan lyk nie. Want almal wat in die grafte sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Dit is baie belangrik dat ons hierso sien van Jesus 'n dispensasie saam. Hy sê die uur gaan gebeur dat daar 'n opstanding gaan plaasvind. Die opstanding gaan plaasvind in vas. Hy praat van die opstanding vir die kerk net by sy weerkoms. En dan praat hy van 'n 1000-jarige vrederyk en dan die laaste opstanding, die tweede opstanding van wanneer die finale oordeel gaan plaasvind. Maar hy sê, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat begrafte is, u en ek, het ook 'n uur, wat ons verheerlik sal word, of verwerp sal word. Jesus sê, Vader, ek dank U, dat die uur gekom het, sodat almal wat U verbygegee het, ek vir hulle die ewige lewe kan gee. En dis wat die Here vir ons gegee het, toe ons kinders van God geword het. En die dag by die opstanding, is dit ons uur. Ons sal eendag weer oor die opstanding van onsself praat. Maar die uur wat gaan kom, waar ons finaal in sy heerlikheid in beweeg, wat niks ons ooit weer sal kan skei nie. Niks kan tussen ons en hom kom nie. Niks kan verkeer as sy kerk, as sy bruid, as sy liggaam, en al die mooi dinge wat die woord van die Here van ons sê. Maar ons moet weet, ons moet gereed wees vir daardie uur. In 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, hierdie liggaam is net 'n tent voor. Dis iets tydelik, maar daar kom 'n oomblik wanneer ons voor die regterstoel van Jesus gaan staan.
wanneer dit u en my uur gaan wees, en ons verantwoordelik bedoel, rekenskap moet gee, van ons lewe hier op aarde. En as ek dat voor hom staan, en ek kyk na my lewensrol, dan sien hy, hier was 'n gebroke kinderjare, en wat ook al, en dan sien hy, maar hier is 'n hele leeukooi van jare, alles is weggevee wat negatief was, wat is deur die bloed van Jesus Christus gereinig, en skoon, en ek het nie reg in myself om in te gaan, in sy ewige heerlikheid nie, maar hy het vir my die prys betaal, die bruidsprys is betaal, ek beërf die bruidskamer, ek gaan in die heerlikheid, en dit waarvan ek verlede week met u gepraat het, die uur gaan kom, wanneer u en ek voor hom gaan staan, is u vanmôre gereed vir daardie uur. Nou leef ons in daardie uur wat gaan kom, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte sy stem sal hoor, en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, die wat gered is, tot die opstanding van die lewe, die wat kwaad gedoen het, die wat in sonde gesterf het, tot die opstanding van veroordeling, met ander woorde, van verlorendheid vir ewig. Nou leef ons in die uur van genade. Ons leef in die uur van uitnodiging, waar die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En die wonder van alles, soos 'n bruid haar voorberei vir haar bruidegom, leef ons in die uur van voorbereiding. Is jou klere skoon? Geestelik bedoel. Of is daar nog goedjies wat uit orde is? Is jy soos 'n bruid verbore wat sê, die uur kom, ek moet huis toe gaan, ons op pad verbore het ons ry. Toe daar gelukwensing vir 'n tannie van 102, so 'n paar van 100 en een van 99, so op die radio, party van julle het dit dalk gehoor, as die radio aan was in die kar. Dan dink ek, wauw, is dit nie wonderlik nie, dat hulle uur was so lank uitgestel, maar dan sê die kinders, u was vir ons 'n voorbeeld, mama, ons waardeer jou en al die wonderlike dinge. Maar soos vir ons ouers 'n uur gekom het, gaan ook ons uur kom, om voor die troon van die Here te staan. Daarom moet ek soos 'n bruid seker maak, my voorbereide vir die uur wat vir my kom, wanneer ek uit hierdie ou tent uit woon, en op my woon ek voor hom gaan staan, dat ek voor hom ry, onbevlek gaan staan, want hy sê vir my, 'n prediker sê vir my, daar is 'n tyd van gebore, en 'n tyd van sterwe. Daar is 'n uur wat geskryf word, 8 uur, Sondagmôre, is Willem Petrus gebore, en wie Willem Petrus ook al was, en dan sal hulle sê, 9 uur Sondag aand in die datum, is Willem Petrus, die tydelike met die ewige verwis. Nou die dag toe vra ek vir iemand, weet hy waar is die, toe sê ek, hoor hy is huis toe, en eers wou ek vir hom vra, waar bly hy nou? Toe besef ek, hy sê nie, hy het gehoor hy is dood. Broer en suster, sal hulle vir ons kan selfs as huis toe? Maar ons het woord by hom, in die plek wat vir ons voorberei is. Waar gaan ons wees na die uur van ons sterwe? Kom ons buig ons hoofde na my. Halleluja. Here, ons is so diep bewus van die wonder van u uur. Hoe jy dit progressief deur die woord vir ons verduidelik het. Dat mense het nie mag oor die gaan as jy dit nie toegelaat het. Wanneer jy wou vang by verskeie kere, omdat dit nog nie u uur was, het jy dit nie toegelaat nie. Maar wanneer die finale fase betree word, sê die uur het gekom, en dan is ek ontsteld, weet ek, dis nou die uur van oorwinning, dis die uur van bevryding, dis die uur van finale betaling, dis die uur van die prys, dis die uur van oorwinning, oor graf, hel en dood, dis die uur wat gekom het, om finaal die bruid se bruidskap te betaal, sodat sy gered kan word. Dankie Here dat U ons as kerk
as mense wat gered is, die bruidegom, die symbool van die bruidegom en die bruid. Dankie Here, dat ook wanneer die uur vir ons kom, en aanbreek, dat ons nie sal angstig rondkyk, soos 'n bruidjie wat nie al goed gereed het nie, maar dat ons gereed is om oor te gaan, van hierdie dag af, na die plek wat U vir ons voorberei, wanneer ons uur gekom het. Om Jezus wil bid ek dit.